2 maande nadat president Cyril Ramaphosa die voormalige adjunkminister van Handel en Nywerheid en Kompetisie, Andrew Whitfield van die DA, afgedank het. Dit is natuurlik nadat Whitfield op 'n oorseese reis gegaan het, waarvoor hy die toestemming van die president gekry het. En ek praat saam met Dr. Halen Kloete, 'n navorsingsgenoot aan die Universiteit van die Vrystaat, oor hierdie kwessie vandag. 5 vrae aan u, Dok, en ek wil vra dat u begin asseblief met net so 'n stukkie van die agtergrond oor wat gelei het tot die afdanking van Andrew Whitfield dan nou 2 maande gelede, kortliks. Goeiedag, Heinrich, en baie dankie vir die uitnodiging. My lees van die situasie is dat die adjunkminister het nie toestemming verkry nie. Inteendeel, hy het aansoek gedoen, hy het nie 'n antwoord gekry nie. En op 'n tweede keer weer nie antwoord gekry nie. En toe het hy dit geïnterpreteer dat die stilswye is dalk dat hy maar kan gaan. Wat hy egter nie besef het nie, is dat dit tot sy ondergang sal lei. So hy is toe afgedank en die president het die DA die deur oopgelaat deur te sê dat hierdie pos is nog steeds Jellison. En ek so daar's al twee sloer. Die president het gesloer om die goedkeuring te verleen en die DA sloer om 'n plaasvervanger in sy plek in te stel. Sê jy daarmee dat Whitfield nie heeltemal verkeerd was toe hy maar sy eie kop gevolg het nie? Nee, ek sê nie dit nie. Ek sê as jy by die hoof moet toestemming kry voor jy die terrein kan verlaat, dan moet jy seker maar nou die toestemming kry. Wat ek nie kan verstaan nie, hoekom dit verbaas my altyd hoekom dinge so lank vat. Sekerlik die president wie die administrasie hanteer het dit seker op sy lesenaar gesit. Nou die adjunkminister het ook nie gegaan om regeringssake nie, maar om partytsake. En jy sal onthou dat destyds was dit nog 'n sensitiewe saak met die Trump onderhandelinge. So miskien het die stilswye van die president om toestemming te verleen, miskien wou hulle vir hom 'n stryk stel en sê okay, doen dit en dan sal jy sien wat ons gebeur, wat dan 'n mens weet nie wat is die motief agter dit gewees. Hoekom hy nie vinniger gereageer het op die versoek nie, want dit is nie asof die versoek gekom het Vrydag en hy wil maandag gaan nie. Daar was lank tydperk verloop. Maar dis nou alles water onder deur die brug of onder, ja, dink dis die gesegde onder deur die brug. Soos wat ek dit het op goeie gesag soos wat joernaliste altyd sê, het die DA nog nie 'n voorstel gemaak aan die president vir 'n opvolger nie. Wat dink jy is die rede? Nee, ek kan glad nie, mense kan spekuleer. Miskien is daar nie 'n geskikte kandidaat nie. Gewoonlik wat partye doen, as jy in die hoof aan die uitvoerende komitee is van 'n party, gewoonlik is dit die eerste plek waar jy gaan soek vir geskikte kandidaate. So as jy op die uitvoerende komitee is, dan is dit gewoonlik jou pool waaruit jou ministers, jou adjunkministers kom, jou senior amptenare. So hoekom die DA nou nog nie die persoon vervang het nie? Miskien kan hulle nie die geskikte kandidaat kry nie. Ek weet nie. 'n Mens kan maar net spekuleer. Sou dit as jy dit nie as verdere spekulasie sal beskou nie, sou dit enigsins te doen kon hê met die kritiek uit veral die PA Patriotic Alliance geleedere dat die DA sukkel of nie bereid is om breinlede van die party te bevorder nie. Die kritiek was, as jy kyk na die DA se keuses vir kabinetsposte en adjunkministersposte liewer, dan sien jy dit is gestroop van bruin, as jy wil, verteenwoordiging. Ek moet vir jou sê, ek was nogal verbaas toe 'n persoon soos Dr. Ivan Meyer dit nie gemaak het, of nie dit gehaal het om 'n minister of 'n adjunkminister te word nie. Miskien het Dr. Meyer ambisies dan om die premier te raak, ek weet nie. So Janie Joubert het eendag die volgende gesê. Hy sê as jy wil opgang maak in die DA, dan moet jy wit wees en jy moet 'n man wees en jy moet Engels kan praat.
So dit is Jan se analise gewees 'n paar jaar gelede toe ek en hy gesels het. So ek kan byvoorbeeld nie dink hoekom dit so lank vat nie. Die kritiek teenoor die DA is dat hy het nie 'n hoë toleransievlak vir slim swart leiers nie. En die rekord wys as jy kyk na Herman Mashaba, Lindiwe Masibuko, Musi Maimane, wat is die persoon se naam wat in Johannesburg was? Ek het nog sy naam vergeet. Maar dit wil voorkom asof daar 'n plafon is wanneer dit kom by breinleiers binne in die DA. Ek dink nie daar is 'n tekort aan mense met ambisie binne in politieke partye nie. Hoekom hulle nie na vore toe kom, is ek nie heeltemal seker nie. En my een verwysingsraamwerk is byvoorbeeld Dr. Ivan Meyer, wat ek nou op hierdie stadium gedink het, hy sal nou sekerlik toe die GNU aangekondig word, dat sy naam definitief daar sou wees. Maar wat of wie as hy alieer tog sekerlik meer mag geniet tans as wat hy sou geniet as hy maar 'n adjunk minister in die nasionale kabinet is. Ja, miskien, maar ek bedoel, hy is die voorsitter van die federale raad. En nou as jy die voorsitter is, dan sou ek wil glo dat jy moet, dis 'n senior, dat jy moet ten minste minister. Ek sou nie vir hom gou sien dit as 'n adjunk nie, maar as 'n minister. Ek sien. Ja. So, ekskuus, Dok, sou die DA 'n teenargument kon gebruik wat sê julle weet dat ons as 'n party onderskryf nie die idee van ras nie en dat ons 'n oop of gelyke geleenthede samelewing of dan kultuur of beleid binne ons party voorstaan. Ja, dit is seker so dat hulle kan sê dat hulle gee gelyke kansse, maar soos ek sê, persepsie is alles. Jy kan nie, in deesdae kan jy nie soos die rugbyspan lyk van 15 of 20 jaar gelede nie. Dan moet die samelewing verwag dat as jy 'n party kyk dat jy jouself kan sien. Die DA roem natuurlik dat hy is die mees nie rassige party in Suid-Afrika. As jy kyk na sy samestelling, most representative, mees verteenwoordigende van alle rasse van die land. Ja, dit is wat hy sê. Nou, die wat binne in die DA is, dit is eintlik 'n heeltemal ander ervaring. As jy nou binne die party is, dan sê mense dat maar daar is 'n sekere vlak waar dan moet jy jou plek ken. Dis wat mense sê. So hoekom die pos nog nie gevul is nie, is ek nie heeltemal seker as ek terug kan kom na die oorspronklike vraag. Elke party het natuurlik seker sy interne prosesse. En 'n mens sou glo dat hierdie pos so spoedig en moontlik kan vul word want dit bring tog waarde tot die aansien van die party en sy dat hy 'n sitplek langs die tafel het. Ek wil hê jy moet vir die DA-leier John Steenhuisen advies gee oor wie u dink binne DA-geleedere uit die groep, kulturele groep as jy dan nou wil, wat nie tans verteenwoordig word op kabinetsvlak nie, 'n kandidaat wat hy moet oorweeg. Jy ken die strukture, jy weet Tersia Simmers byvoorbeeld is die Wes-Kaapse leier van die party. Jy het klaar na Dr. Meyer verwys. En so daar seker 'n paar ander leiers ook kon wees nasionale vlak dalk. Ja. Ek is nie so bekend met die leierskap van die DA nie, maar wat ek dink as jy jou huidige korps, die leiers kyk, dan verwag Suid-Afrikaners verteenwoordiger. Net soos as jy Springbokspan op die veld hardloop, mense moet hulle self kan sien. Mense wil hulle self sien. So die kriteria wat John en Helen gebruik om leierskap aan te wys, en Ivan wat deel is van hy baie nou leierskap kor, ek weet nie heeltemal wat dit is nie. Hulle praat van fit for purpose, hulle praat van Marite, en ek het heeltemal begrip daarvoor. Ek dink nie een van ons, ek wil nie 'n token appointment wees nie. Ja. Ek dink jy wil ook nie 'n token appointment. Jy wil weet, jy dag kom op Marite. Elke persoon het potensiaal. Ek dink die DA moet gaan kyk en ook dat die ministers en hierdie amptenare het ook adviseurs rondom hulle.
So die 'n politieke party van vandag kan nie net na een kant toe, hy moet verteenwoordigend lyk, hy moet Goed, lyk soos so Suid-Afrika. jy sê jy het nie 'n naam van 'n kandidaat nie, Nee, ek het nie. maar sou jy sê dat dit belangrik is dat dit wel 'n breinpersoon moet wees? Ek is nie so seker, ek kan nie ek dink ek is nie heeltemal seker hoeveel persone daar is. Ek dink is 14 of Ek wil net hoeveel jy moet sê in beginsel, want jy het gesê jy kan nie meer 'n span saamstel soos wat jy dit in vroeë jare gedoen het nie. So dit Ek kan tog verwag- net een ding beteken, daar is nie tans breinverteenwoordiging nie, behoort daar te wees en is hierdie pos 'n geleentheid om dit moontlik te maak. Dit moet verteenwoordigend wees. Ons moet gaan kyk is daar byvoorbeeld as jy mens kyk die onderverteenwoordiger vir mense met wat is disability nou? Gestremdhede? Gestremdhede, ja. So die beginsel is Hendrik verteenwoordiging in terme van geslag en ras. Ek hou nie eintlik van die term ras nie, want Robert se boek het gepraat, there's only one race, the human race. So jy kan sê kultuur. Kultuur, ja, Kultuurgroepe. maar dit moet verteenwoordigend. Suid-Afrikaners wil hulle self kan sien. So as daar 'n onderverteenwoordiging is van brein leiers binne in die RNU, dan Is dink ek daar? dit Is daar? ek is heeltemal seker dit lyk so. Ek kan nie ek dink hoeveel poste het hulle? 10 dink ek, né? Ek dink dit is 6 kabinetsposte. Ja, die 6 ministersposte, ja. en En dan die adjunkte. adjunkte. Ja, maar goed, so daar is so nie dit- tans 'n breinpersoon nie. Nee, dan wil ek sê dan antwoord jy, want as jy kyk die constituency van die DA moet dit verteenwoordigend wees. En dis hoekom ek sê ek dink dis 'n guldige geleentheid die voorsitter van die DA. Ek wil nou nie vir hom it shouldn't appear that I'm betting for him, but I'm saying die Suid-Afrikaners wil verteenwoordiging sien. As jy of dit nou netbal is of cricket of wat, Suid-Afrikaners wil hulle self in 'n span kan sien. As jy homself nie sien in hy span nie, dan onmiddellik amper onbewustelik vra dit maak dit 'n rooi vlaggie. Nou waar's ek? Mense wil gesien wees. Dr. Allen Kloete, navorsingsgenoot aan die Universiteit van die Vrystaat, politieke kommentator, groot waardering vir jou tyd. Dok, laat ek jou net 'n kans gee om dalk self te sê of daar nog enigiets is wat jy sou wou ophaal in die konteks van hierdie gesprek, ek wil amper sê die DA-PA debat. Ek dink die groot vraag Heinrich gaan wees volgende jaar 2026 die plaaslike regeringsverkiesing. So die vraag is 1, gaan die ANC se stempersentasie verder daal? Want nou plaaslike regering is baie verskillend as nasionale verkiesings. So wat wel gebeur het byvoorbeeld in Parel is dat in een wijk hier in die DA in Amstelhof, die DA, dis waar die voormalige burgemeester Pool ook gebly het, die DA daardie wijk regeer vir 15 jaar. Dit is totaal verbasend dat die PA het hy wijk gewen van die DA af met 'n baie klein meerderheid, maar die feit dat hy het hom gewen. So ek dink die PA is met sy stert in die lig in die Parel in die Drakensberg munisipale area byvoorbeeld, want dit gaan vir hom sekerlik baie positief maak soos hy na die plaaslike regeringsverkiesing toe ingaan. En ek dink dit gebeur wanneer mens baie lank in mag is, dan raak jy baie 'n bietjie slap en jy vat mense vir granted. So ek dink die groot stryd in die Wes-Kaap gaan wees, in plaaslike regering gaan wees tussen die DA en die PA. Sal die DA kan vashou aan sy meerderheid of sal hy dit afstaan aan die PA? Bedoel jy meerderheid in die algemeen of bedoel jy meerderheid spesifiek wanneer dit gaan oor 'n bepaalde demografie onder die kiesersbevolking? Ek dink die DA as jy kyk hier in die area waar ek bly, Drakensberg, so 15 jaar gelede het die ANC in 'n nasionale regering verkiesing al die sogenaamde breinwyke gewen. Toe die DA dit omgedraai. So dis die eerste wijk waar die PA wen. So dit gaan baie interessant wees om te sien of die PA nog wyke kan wen. Want sy leier, Gayton McKenzie, is baie populêr onder mense, hy's karismaties. Hy sê wat mense wil hoor, hy praat die volk se taal. So daar's 'n baie nouer, hy het dit vinniger reg gekry as 'n persoon soos Fadil Adams byvoorbeeld. Fadil met die NCC. Ek dink
NCC en die PA het 'n bepaalde boodskap wat hulle sê. Fadil is baie duidelik, ek staan vir brein Suid-Afrikaners, that's it. Guyton probeer dit nog bietjie, of die PA sê nee, hulle is inklusief, daar's vir ruimte vir almal ook. Maar Fadil en NCC is baie duidelik, brein Suid-Afrikaners het nie, sy gaan nie agterste speen en hulle is kampvegters vir brein Suid-Afrikaners. En as jy dit opstel, PA NCC se boodskappe teenoor hoe die DA normaalweg klink wanneer hulle steun werf. Nee, ek dink wat die PA en die NCC dit vind aanklank by veral breinwerkersklas gesinne en areas waar baie mense argumenteer dat niks het verander nie. Ek het 'n vriend byvoorbeeld, Jeffy Erasmus hier in die Parel. Hy sê Ellen Hendricks het gesê wie beklei vir die breinmense. En as ek en Fadil NCC sê nee, ons beklei vir die breinmense. Julle kan wie ook vir anders beklei. Ons beklei vir die lot van brein Suid-Afrikaners. So ek vra dan weer, hoe klink die DA wanneer hulle met daai selfde kiesersbevolking praat? Nee, die DA is 'n meer gematigde, so alles, it's a broad church, net soos die ANC. So hy probeer nie noodwendig afstoot gee of offende ander groep nie. Die PA en die NCC se boodskap is duidelik wie en wat hulle staan. Die ANC, die DA is baie dieselfde in terme van hulle nuance, broad church, praat met die massas, en is nie so direk nie. En die track record van hulle wys ook dat in werkersklas areas het daar nie so baie verander nie. Dok, 'n tweede keer baie dankie en mag dit goed gaan saam met jou. Laat jou las skyn my broer, goed gaan, mooi bly.